2 Korintiërs. Ons lees 2 Korintiërs 1 vers 1 tot 11. Die paar rustige dae op die skip oor die Egeese See doen Paulus die wêreldse goed. Met nuwe moed en ywer sit hy voet aan wal in Macedonië, waar hy natuurlik met oop arms ingewag word deur Timoteus en Erastus. Hulle verseker hom dat die gemeentes almal reeds in groot afwagting sit vir sy besoek. Maar dan wag daar nog 'n verrassing op Paulus, wanneer Titus daar opdaag. Hy het die brief in Korinthe gaan afgee en die goeie nuus is dat die gemoedere heeltemal gekalmeer het. Dit het inderdaad die uitwerking gehad wat Paulus wou kry. Paulus is opgewonde. Sommer daar en dan besluit hy om 'n 4de brief te skryf aan die gemeente in Korinthe. Hy wil hulle bemoedig, want hulle het deur 'n moeilike tyd gegaan en nou het hulle baie nodig om opgebou te word. Paulus roep die jongman nader. Timoteus, my seun, ek het vir jou 'n taakie. Ek wil hê dat jy my help om nog 'n brief te skryf vir die Korintiërs. Timoteus is sommer baie opgewonde om deel te kan wees van hierdie brief. Daar sal natuurlik so ou ietsie van homself in die brief wees, al is dit dan net sy handskrif. En so in die jaar 55 na Christus, 5 jaar nadat hy hierdie eerste brief aan die Galasiërs geskryf het, begin Paulus sy 2 Korintiërs brief, terwyl hy deur Macedonië reis en die gemeentes besoek. Lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van barmhartigheid en God van alle bemoediging, dikteer Paulus nadat hy die gewone seëngroet gedoen het. Hierdie gemeente het deur 'n baie moeilike tyd gegaan, maar die Here het hulle daar opgetel. Hy bemoedig ons in al ons verdrukking, sodat ons hulle wat in allerlei verdrukkings verkeer, kan bemoedig met die bemoediging waarmee ons self deur God bemoedig word. Paulus wil dit vir hulle op die hart druk, dat jy in alle omstandighede steeds dankbaar kan wees, selfs wanneer dit sleg gaan. Maar dan, nadat die Here jou deur moeilike tye gedra het, kan jy ook ander mense wat deur dieselfde situasie gaan bemoedig, want jy het dan mos eerstehandse ondervinding. Anne-Marie is deur 'n dubbele slag in die lewe getref, toe haar dogter so vroegtydig deur die dood weggeneem is en haar familie in dieselfde tyd deur 'n plaasaanval getref is. Maar sy het besluit om nie te gaan lê nie en om ander mense wat deur sulke diep dinge getref word op te beur. Deur haar ervaring kon sy telke male 'n wonderlike troos wees vir talle mense wat deur groot hartseer getref is. Sy kon nuwe moed gee waar mense moedeloos was. Ek dank die Here diep uit my hart uit vir mense soos Anne-Marie wat hulle beproewing omswaai in troos en bemoediging vir ander mense. Dalk het jy self al deur groot trauma of droefheid in die lewe gegaan. Ek ken mense wat al jare nadat 'n geliefde dood is, steeds ontroostbaar treur. As jy dalk een van hulle is, neem dan vandag nog die besluit om jou droefheid positief te verander en te gebruik om ander mense op te beur. Paulus dikteer verder en Timoteus moet skryf. Want broers, ons wil nie hê julle moet onkundig wees oor die verdrukking wat ons in Asië beleef het nie. Dat die swaar kry wat ons verduur het, ver bo ons kragte was, sodat ons selfs aan ons lewe gewanhoop het. Trouwens, wat ons self betref, het ons as ware die doodsvonnis oor ons ontvang. Maar
Dit was sodat ons nie op onsself sou vertrou nie, maar op God, wat die dooies opwek. Inderdaad weet Paulus alles van swaar kry. Kyk maar net hoe is hy en Silas in Filippi eers stikkend geslaan en toe in die tronk in blokke vasgeketting. En wat doen hulle? Hulle sing lofliedere en sodoende kom die tronkbewaarder en sy hele huishouding tot geloof. En in Lystra is Paulus selfs doodgegooi met klippe. Dat hy daar uit die puinhoop kan opstaan en verder kon gaan preek, is 'n asemrowende wonderwerk. Almal het gedink dat hy dood was, en dit het die gelowiges wonderlik bemoedig dat hy bly lewe het. Buiten hierdie twee angswekkende insidente was daar talle geleenthede waar hy moes vlug vir sy lewe, of waar opstande hom so byna in die stof laat byt het. Skryf Timoteus, op hom wat ons uit so 'n groot doodsgevaar gered het en sal red, is ons hoop gevestig, dat hy ons weer sal uitred. Dan sê hy vir die Korintiërs dat dit juis op hom, die Here is, wat sy hoop gevestig is, asook hulle sinne. Maar dis ook noodsaaklik dat hulle vir Paulus moet bid. Dis juis hulle gebede wat hom deur al hierdie beproewinge dra en groot seën gee op sy arbeid. Sodoende sal mense God dank vir die werk wat Paulus doen. Persone wat in diens van die Here staan, het ons gebede baie nodig. Ons leraars staan onder geweldige groot druk. Dikwels is hulle werkslas onmenslik groot, want buiten die preekvoorbereiding wat 'n groot deel van hulle tyd opvat, is daar 'n magdom ander gemeentepligte. Dan is daar dikwels ook synodale pligte wat baie tyd insluk. Buiten dit moet hulle die laste help dra van die siekes en bedroefdes in die gemeente. Sendlinge het weer ander uitdagings wat dikwels soos reuse berge lyk wat hulle moet oor. Ons gebede is vir elkeen van hulle 'n riem onder die hart. Kom ons bid saam. Here, ons dra vanoggend ons leraar aan U op. Ek weet dat hy 'n reuse taak op sy skouers het en dat hy onder groot druk gebuk gaan. Amen.